Ons eerste spreker is niemand anders as meneer George Malgas, die president van EPRP. Goedemiddag, good afternoon, ladies and gentlemen. What a privilege, what an honor to be standing here in front of you today. Dit is voorwaardig voorreg vir my om uitgenooi te wees, om hier julle te kom toespreek. Eerstens wil ek sê aan die manne wat die National Anthem gespeel het, wel gedaan, pragtig, hoendervleis gekry, lekker laat voel, warm gevoel, om te weet dat ons sulke talent in ons midde het. Die span inkom, hoendervleis gekry, ek dink, kyk na hierdie jong manne, die toekoms, en as ek na julle kyk, dan sien ek, die toekoms lyk mooi, die toekoms is blink. Aan skoolhoof John Walton, wel gedaan meneer te bring, in die daad visie wat hy toon, aan die ander skoolhoofde, uit Den Haag, McCarthy en Campbellstraat, julle koop in 'n visie in vir ons kinders en vir ons toekoms. Ek kan net vandag vir julle, vandag kan julle net applaus, soos hulle sal sê, vir die feit dat julle besef dat dit gaan oor ons kinders, dit gaan oor ons toekoms, dit gaan oor ons bestaansreg. So van OP Rugby se kant af wil ek vandag vir julle sê, wel gedaan. Ons is besonder trots op julle vir die feit dat julle uitstaan, julle hand opsteek en sê ons wil en ons gaan 'n verskil maak. You know, we speak a lot when we are there in public, but all of this talk means nothing if there's no action to it. And today I see the implementation of action to what has been said. Quite often we stand in little huddles and we criticize, but no one is prepared to roll up his sleeves and get down and do the dirty work. It's guys like yourselves that has the vision and go forth and fulfill the vision that makes me get up in the morning and keep on doing what I'm supposed to be doing. It's guys like you that encourage me to do better at what I'm doing and what I'm striving at, because I know there's an army that surrounds me. Nie een van ons kan dit alleen doen. John Walton kan nie hierdie toernooi op sy eie gaan speel daar nie. Hy het oppositie nodig. Hy het ander manne, hy het gemeenskap nodig om te ondersteun. Hy het besighede nodig om in te koop en mense wat bereid is om te lei. En dit is wat ek sê, wanneer ek voel as 'n leerskare wat saam met my is in hierdie ding. Soms voel ek ou alleen, soms voel jy sit op 'n eiland en mense is besig om jou te kritiseer en klippe te gooi. Maar dan kyk jy terug en dan sien jy nee, pragtig, hier's nog mense wat voel en doen soos ek dink dit behoort gedoen te word. So wel gedaan aan julle almal. Ek kom en sê onomwonde vandag vir julle, without any reservation, Eastern Province Rugby is right behind the school system. We are here to ensure that Eastern Province, the pipeline is opened up completely to allow you access to the provincial setup, to allow you to fulfill your dreams. Amongst you, there's talent, untapped talent, talent that just needs an opportunity. Julle word 'n geleentheid gebied, manne, om julle talente tentoon te gaan stel op die veld. Onthou, hier sit die ex-nasionale coach meneer Alice de Coetzee, provinsiale coach op die oomblik, internasionale coach. Hy sal vir jou sê, die tyd toe hulle rugby gespeel het, rugby sien jy dieselfde. Rugby is 'n beroep. Rugby maak vir jou deure oop waar jy was. Groot spelers van die verlede sit daar. Manne wat net die bout gemis het. As hulle moes vandag kon speel en die geleentheid gehad het wat vandag daar is vir die spelers, is daar manne wat dit baie ver in die lewe sou bring. Manne wat geleenthede sou gehad het. So hulle het eintlik die deur oopgesluit vir manne soos julle. Julle gaan op die skouers staan van reëse wat al die grondwerk gedoen het vir julle. Gebruik dit.
Dis my pleidooi vandag vir julle. Gebruik dit. Die manne het opgeoffer om te verseker dat julle gelyke en regverdige kanse kry om vorentoe te gaan. En dit is hoekom dit vir my so passievol is, dat ek kan vir julle vandag die versekering gee. OV Rugby ondersteun skole rugby meer as enigiets anders. Meneer Adams het daarso het hom gesien. Hy sal vir julle sê, 2 dae later terug, toe sit ons in 'n vergadering. Toe sê ons, wat gaan aan in skole rugby? Ons kan nie toelaat in arms gevou sit en eendag word ons verantwoordelik gehou vir die feit dat ons bitter min gedoen het om skole rugby te bevorder. En ek praat plat reguit met julle. Skole rugby in ons teerling woonbuurte en ons swart woonbuurte het gelei die afgelope 10 jaar. Dit het gesterf tot 'n mate toe. Dit het manne gevat met visie en insig om dit aan die lewe te hou. En ja, onder moeilike omstandighede het hulle dit aan die lewe gehou. Hierdie Derby Day waar julle gaan speel teen ander 3 skole teen mekaar is 'n stap in die regte rigting. Maar vandag kom ek na julle toe en ek kom sê vir julle dat toe ons Dinsdagmiddag sit en gesels oor skole rugby en ons roep die topbestuur van skole rugby in en ons vra, wat doen julle vir skole in Campbell, Rosedale, en KwaZulu-Natal, en Bettelsdorp, en Kelvindale, en in Kirkwood, en hele omliggende gebied, in Sarah Bartman. Moenie vir my kom vertel van Grey Festival gaan voort nie. Ja, dis goed, dis mooi. Moenie my vertel van St. Andrews Festival gaan voort nie. Dis weg. Dis skole wat die resources het, wat die vermoë het om te kan speel en hulle spelers te bevorder. Maar wat doen ons vir die ouetjie wat daar in Rosedale rugby wil speel? Wat doen ons vir die ouetjie wat daar in KwaZulu-Natal wil rugby speel? Nie die 1 of 2 wat gelukkig is om gespot te word en hoe gaan hy vir Daniel Pienaar gaan speel en vir Brandbach en vir Grey en Pearson en die plekke nie? Nee. Ek weet as 'n feit, daar is baie meer wat dieselfde vermoë het en selfs beter vermoë het as die ouetjie wat ons na Grey toe vat en na Alexander Road en New York toe en so aan. Is baie meer van ons so. Seer polisie het 'n geleentheid gekry om uit die system uit te kom en Grey toe te gaan. Wat doen ons vir die ouetjie wat nie daai exposure het? En hoe gaan ons om hy exposure gee? Dis die begin. Dis die begin van geleenthede. As 'n feit kan ek vandag vir julle sê, een van ons prioriteite is om seker te maak dat die liga tussen die skole van Uitenhage binnekort op die been gebring gaan word. Ons het gepraat met skole en sê, maar ons kan nie met 'n festival speel nie, hulle kan nie met Derby Day speel nie. Hulle moet elke Saterdagoggend of dan Woensdagmiddag, soos in ons tyd, moet daar rugby games wees. Die ouetjies moet gaan speel. Week vir week moet daar getravel word na ander skole toe en ander skole moet by jou kom speel om ons reg besig te hou met die positiewe dinge van die lewe. Ons het nie geld nie, dis al die storie wat jy hoor. En dis 'n feit. Die departement het nie meer die geld wat hy beskikbaar stel. Maar wat doen ek daaromtrent? Wat doen ons daaromtrent? Aanvaar ons dit maar net gelate en sê as nie my probleem nie, kan nie gebeur nie. En dit gaan nie meer gebeur nie. Ek gee julle die versekering vandag. Ons het gesê, gee vir ons 'n program hoe julle wil speel. En die manne is besig met die program en het vir ons so voorsmaakjies gegee van die program. Gee vir ons 'n program om te sê, volgende Saterdag gaan ek teen die skool speel, en die ander Saterdag teen die ander skool, en dan gaan hulle by my kom speel, dat daar 'n liga is, waarin gespeel kan word, sodat julle week vir week, of so gereeld as moontlik, op die veld is om julle talente te ontwikkel en tentoon te stel. So die nuus wat ek bring vir julle vandag, is, binnekort is julle in 'n liga. Binnekort gaan julle op 'n weeklikse basis teen McCarthy en Youth-Medai en teen Campbell en dan selfs skole van Baai en van Kirkwood speel, sodat ons kan seker maak dat ons die regte talent ontwikkel en uitbring vir die OP-span. Ek kan ons vir julle sê, ons het nou 'n vergadering langsaan gewees
En ons was in 'n vergadering Dinsdag. En die coach sal vir julle sê as hy kom praat. Ons is besig om die pipeline te open vir julle, om julle talente na skool verder te vat. Ons het in gevorderde stadiums met gesprekke oor die opstelling van 'n akademie, waar die oudjies kan gaan aangaan en 'n kwalifikasie kan kry. Daar is manne wat aan ons deure kom klop en ons deure aftrap, en dis sê ons wil 'n akademie begin. Nou, een ding wat ons nou net langs aan gesels het is, en baie manne wil dit nie hoor as jy daar nie baie dit sê nie. Die center, the power of rugby resides in Kariga, op die oomblik. Die talentpool is hier uit in Kariga. As jy kyk na die hoeveelheid spanne van Kariga wat in die topliga van OP speel, as jy kyk na die spanne wat in Super 14 goed doen en wat toernooie buitekant ons gaan speel, is hier op uit nag. En die versoek is, kan ons 'n academy op uit 'n nag begin. Ons is besig om te werk daaraan. Maar intussen sal die coach vir julle sê, ons academy is ook besig om rigting te kry in die. So ons wil hê dat julle moet vir die provinsie behoue bly, dat jy nie moet Sharks toe hardloop, soos Dion nie. Dat jy hier bly. En ons wil seker maak dat jy reg ontwikkel word en dat jy 'n aanwinst is vir jou familie en vir die gemeenskap hier by die nag. Die mannetjies wat hier buitekant rondloop, moet kan opkyk na jou en jy moet 'n rolmodel wees vir dit wat plaasvind. So, glo my vrye sukses vir julle vandag. As OP is ons committed om 'n academy op die been te bring en om julle te bou hierso, sodat julle hierdie stelsel kom, dat julle by Varsity Cup en Varsity Shield en die tipe goed gaan speel, terwyl jy 'n kwalifikasie bekom om jouself te help vorentoe in die lewe. Ek wil julle sterkte toewens vir die naweek en vir die wedstryd wat volgaan. Laat rugby die wenner is. Rugby is daar om brug te bou, vriendskappe te smou tussen mekaar en om vir die mense daar buitekant te wys, daar's 'n beter lewe as om gun te skiet, drugs te gebruik en al daai ander snaakse goed. Ons almal wat hier sit, het 'n storie om te vertel. Wat is jou storie? Wat gaan jou storie wees vandag? As jy my storie wil hoor, dan nooi ek jou enige tyd om te kom gesels met my. En my storie is net soos julle sien. Maar as manne wat saam met my was, is die storie baie anders lyk. Jou storie skryf jy self. Hoe gaan jy jou storie skryf? Dis die vraag wat ek wil hê julle moet weggaan in hierdie dag. Hoe gaan jou storie lyk oor 10 of 15 jaar van nou af? Geleenthede wat jy gemis het, verkeerde besluite wat jy geneem het, geleenthede om 'n besluit wat jy geneem het reg te stel en jouself te verander, of gaan jy maar aan om eendag terug te kyk en sê, as ek maar net dit gedoen het. Jy het 'n geleentheid vandag, julle wat in die toernooi gaan speel, om jou storie te skryf en jou eie sukses te bepaal. As die rede hoekom jy nie suksesvol kan wees nie. Die dag waar die manne gesê het, my ouers het die geld nie, ek kon nie gaan leer nie. Dit werk nie. Dat is geleenthede wat ek. Jy moet net weet bande gaan klop en jouself te bemark. Hier kry jy 'n geleentheid om dit te gaan doen. Mag rugby die wenner wees. Mag jy jou skool, jou familie en jou gemeenskap met trots verteenwoordig wanneer jy op die veld gaan Saterdag. Wanneer jy op die veld is, jy dra die kleur van jou skool. Jy dra die naam van jou skoolhoof en jou leerkragte en jou coaches wat jou daar gevat het. En jou familie. Want onthou wat hulle gaan sê, wie is Antie so en so se kind wat klip gegooi het, Antie so en so se kind wat die game omgekeer het en so aan. Jy dra 'n naam waar jy gaan. Laat jou familie altyd trots is op jou. Om te sê, dis my seun. Hy het eer gebring aan my as ouer. As ouers kyk ons op na julle. En so hê julle moet 'n absolute sukses maak van julle lewe. Sterkte vir die games en soos ek sê, geniet dit. Laat rugby die wenners wees. Dissipline en 'n voorbeeld vir julleself. Op die stadium gaan julle my nie verskoon. Ek moet afhardloop na ander vergaderings toe in die baie, maar dis een wat ek gesê het, ek gaan kom bywoon. Ek sal waarskynlik plan maak om van julle wedstryde ook te kom kyk, so julle sal my sien of nie sien dan, maar my oog is op julle.
Dankie julle.